Baie welkom by No Limits se Bybelskool. Ons is nou net klaar gemaak met lesing 19 en ek wil net gou hierso. Ek hoop jy sit nou met 'n lekker koppie koffie. Jy moet jou Bybelskool doen met 'n lekker koppie koffie en lekker rustige musiek en worship musiek in die agtergrond en bid oor die woord van die Here en mag hy dit net vir jou menigvuldig met sy kennis en sy wysheid. Ons gaan nou so klein bietjie meer dieper en dieper ingaan. Ek wil jou bemoedig om nie op te hou nie. Al voel dit vir jou partykeer moeilik, al gee ek 'n bietjie moeilike opdragte. Dis nie eintlik moeilik nie, dit is opdragte daar en wat daar is uit die woord van die Here uit. En jy sal eintlik sien hoe belangrik dit is. So, ons gaan nou vandag met jou gesels oor, ek wil 'n bietjie met jou praat oor uit lesing 20. Dankie vir die Here vir lesing 20. En ek wil nog steeds sê, ons is nog steeds by word 'n persoon wat God gebruik, en is baie belangrik. Nou sal jy sê, joh, wanneer begin hy nou aan te beweeg, maar hierdie is belangrik, want jy moet oor belangrike dinge, ek moet oor die belangrike dinge praat, sodat jy dit kan weet, hoe God my en jou kan gebruik in diens, om in diens te kan wees vir hom. En ons gaan vandag uit die skrif 'n paar punte vir jou gee wat jou kan help. Is altyd natuurlik skriftelik. So, ek wil sommer begin om vir jou te sê, jou opdrag dan vir lesing 20 is skryf neer elke Bybelvers wat ek nou vir jou gaan gee. Ek gaan 8 punte vir jou gee wat 'n verskil gemaak, maar ook Bybelverse. Ek wil hê jy moet die Bybelvers skryf om te sê jy het dit gedoen en daaroor te bid en wat dit vir jou beteken. So skryf neer met elke Bybelvers hoe hierdie 8 punte vir jou 'n verskil gemaak. Hier is jou opdrag. So skryf neer met elke Bybelvers hoe hierdie 8 punte vir jou 'n verskil gaan maak. Goed. So ons begin dan met lesing 20 en die eerste punt waaroor ek wil praat is as 'n persoon of hoe om deur God gebruik te kan word en jy is waardig. Ek wil vandag vir jou sê, al voel dit nie vir jou aldag waardig nie. 'n Mens moet op 'n punt kom waar jy besef dat die Here jou op sy unieke manier gaan gebruik en kan gebruik. Al besef jy nog nie eintlik wat jy gaan doen nie, of wat jy dalk besef jy dalk, of jy weet dalk wat jy wil doen, maar hoe meer jy leer en hoe meer jy hierdie belangrike punte gaan ontdek, hoe meer gaan jy dalk miskien begin besef hoe God jou gaan gebruik. Nou goed, kom ons kyk. Die eerste ene, besit 'n diepe kennis van God. Nou, daar uit Efesiërs 4 gaan ek vir jou gedeelte lees, dis die skrifgedeelte. So hierdie 8 punte, die eerste ene wat jy dan gaan neerskryf, is dan besit 'n diepe kennis van God. En hoor wat sê die woord in Efesiërs 4. Paulus skryf dit aan hierdie gemeente. Hy sê, dit is een liggaam en een gees. Hoor mooi, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Hoor wat sê hy vir ons hier, wat leer hy vir ons hier? So hy sê, ons is een liggaam en een gees, soos julle dan geroep is in een hoop van julle roeping. Vers 5, een Here, een geloof, een hoop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Wat sien ons hier uit? So wat skryf hy vir my? Ek gaan jou gou met hierdie eerste punte bietjie help, sodat jy kan sien. Eenheid van geloof. Hierdie geloof is vir my verskriklik belangrik. Ook as ek gou vir jou net 'n vinnige idee kan gee, daar in Matteus 20, dink ek is dit, dat ek net seker maak, of 22, ja, Matteus 22. So, as ons nou gaan kyk, ek moet net seker maak, ja, Matteus 22, daar vanaf vers 15, dis nou nie deel nie, maar wat ek net vir jou wil gee, om jou so 'n bietjie agtergrond te gee, iets waarmee ek jou kan help, die eenheid van geloof. So, wanneer ons gaan kyk na die vraag oor die belasting, hier leer hy ons, en hier gee hy vir ons, so, wat ek hier by my Bybel neergeskryf het, dis die geloofbegroting. So ons werk op 'n begroting, jou maandelikse salaris werk op 'n begroting, jy het 'n begroting waarvolgens jy moet lewe, en so ook ons geloof. 'n Eenheid van geloof, jy moet 'n diepe kennis hê van geloof. Hoor baie mooi, jy moet 'n diepe kennis hê van geloof. En hoe gebeur dit? Dit gebeur soos om in die woord te bly en deur die woord te mediteer en om te hoor wat die woord ons leer. So, ek gee so 'n bietjie agtergrond, maar
Ek praat met jou oor 8 punte vandag in lesing 20, so hierdie 8 punte is wat jy vir my moet opsom, met die skrifgedeeltes en wat dit vir jou beteken. Nommer 2, weet dat die magtige hand van God oor ons lewe is. Jy moet vandag weet dat die magtige hand van die allerhoogste God oor ons lewe is. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24, hoor wat sê die woord, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Hoor daar. As God jou geroep het as 'n dienaar, as 'n diensknegt vir die roeping, hoor wat se belofte gee hy vir ons. Wat skryf Paulus hier in 1 Tessalonisense vers 24? Hy wat julle geroep het, as hy jou geroep het, is getrou. Sy woord kom nooit ledig terug nie, hy sal dit ook doen. So, dis baie belangrik. Nommer 3, die derde punt wat ek wil praat, God sal nooit van ons afstand doen nie. Maar naps, dit voel vir my baie keer asof God ver is. Nee, daar waar jy God gelos het, gaan weer terug soontoe. Gaan kyk waar het jy God gelos. Die woord sê dit, en ek gaan vir jou skrif gee. Hoekom gee ek vir jou? Jy gaan nou later aan van tyd sien, hoekom? Romeine 11:29, kom en dan sê hy vir ons, dat jy kan dit gaan lees. God sal nooit afstand doen nie, want die genadegawes, hoor gou mooi, vers 29 van Romeine 11, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. En die boodskap, ek het hom ook bygesê, hy sê, hy gaan nooit terug op sy woord nie. Die boodskapgedeelte, hy gaan nooit terug op sy woord nie. Die vierde punt waaroor ek met jou wil gesels is, leef om God te dien, streef na heiligmaking. Nie vir eie selfsugtige begeertes of werksaamhede nie. Leef om altyd vir die Here te dien. Nie om iets daaruit te kry nie. Baie mense wil die Here dien sodat hulle aardse lewe vir hulle ryk gemaak kan word. Dis mense se uitkyk. En as die Here jou wil ryk maak, natuurlik gaan hy dit doen. Niemand gaan hom keer om dit te doen nie. Maar God se plan, die motief is nie vir jou om deur jou eie begeertes of deur jou eie werksaamhede verryk te kan word nie. Jy moet so leef in die bediening of in die diensbaarheid van God, sodat jy God alleen en hom alleen sal dien. Efesiërs 2 vers 10, kom ek lees hom vir jou, want ons is sy maaksel, hoor daar, geskape in Christus Jesus, tot wat goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek en jy is 'n goeie werk, ons is 'n afdruksel, ons het soos 'n Ons het 'n stamp op dit, as ek dit so kan sê. Ons is nie goedkoop nie, ons is nie daar gemaak om net hier jou te wees nie. Nee, ons is deur die allerhoogste God gemaak. Ons is deur hom geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. God berei net die beste voor, hy gee net die beste. En dit kan jy gaan lees reg deur die Bybel. Almal maak foute en almal deur dit hulle foute gegaan, almal het beproewings gehad, almal het moeilike tye gehad, maar nog nooit het God jou gelos nie. Hy sal jou nooit los nie. En eie selfsugtigheid en mense wat vir hulle eie ongelukkig gaan kyk waar dit opgeëindig. Ek het nou in die week wat verby is, het ek op een van ons lives gepraat oor Eli en sy 2 seuns Phinehas en Hofni. En hulle was ook priesters geskape, maar hulle het buite die wil van die Here gelewe. En as jy buite die wil van die Here gaan lewe, het jy moeilikheid. Ek gaan dit vandag vir jou sê, dit is so, dit is ook 'n beginsel wat uit die Bybel uitkom, en daarom wil ek jy moet weet vandag, jy's 'n maaksel, geskape in Christus Jesus tot die goeie werke. Goed, die 5de ene, ons bediening behoort nie aan ons nie, maar aan God. Ons is slegs God se rentmeesters en dienaars. Ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor. Dit behoort nie aan ons nie. Wat ons doen en hoe ons dit doen, is nie aan ons toegeëien nie. God kan jou in baie verskeie maniere gebruik. Ek en jy moet vandag besef, wanneer jy hierdie besef, hoekom ek hieroor praat, in die Bybelskool, sodat jy dit kan leer, is dat ek en jy moet besef, dat ons is rentmeesters en dienaars tot God. Daar gee ek vir jou Lukas 3 vers 27 tot 31, Lukas 12 vanaf vers 42 tot 48, en Lukas 20 vanaf vers 9 tot 16. Maar ek wil graag vir jou Lukas 3 lees, vers 30 en 31. Hoor wat sê, jy kan dit gaan lees. Hy sê, hy moet meer word
maar ek minder. Hoor daar. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Hierdie is die gelykenis van die werksame diensknegt, en ek dink as 'n mens dit kan besef, dat 'n mens altyd minder moet wees en God meer, en hom toelaat sodat hy deur ons kan werk, gaan jy sien eintlik hoe belangrik die bediening is. Dan eien ons nie die bediening toe tot onsself nie, maar ons weet, ons is deur God geroep, en hierdie bediening nog steeds behoort aan hom. Ek en jy is maar net dan rentmeesters en dienaars tot God. 6. Leef 'n lewe wat waardig is van jou roeping. Streef na heiligmaking. Leef 'n lewe wat waardig is van jou roeping. 2 Petrus 1 vers 10 tot 11. Ek lees dit gou vir julle. Daarom broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle geleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Wow, is dit nie mooi nie? Kan ek dit weer vir jou lees? Hoor wat sê vers 11. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk. Hoe kry ons dit? Deur 'n lewe en 'n lewe van waardigheid. En wanneer ons die roeping doen, dan weet ons een ding, ons doen die roeping tot 'n lewe van waardigheid. Want God is waardig om die boek oop te maak en die seels te breek. Ek wil jy moet weet vandag, dis die ingang tot in die koninkryk in die ewige lewe, sodat ek en jy daardeur kan gaan. En God sal dit vir ons gee. Hy doen dit vir ons. Daar skrif mense, ons moet by die skrif bly, en die skrif gee dit vir ons al hierdie dinge. So ek dink, nou begin jy te besef, maar, wow, dis nie so moeilik om 'n diensknegt van die Here te wees nie, dis nie so moeilik om vir die Here te werk nie. Ons moet net by hierdie beginsels te bly, of by die beginsels van die woord te bly, om te doen wat die Here, nie om mense te behaag nie, maar om God te behaag in alle ywers, in alle ywer. 7. Ons identiteit is in Christus, baie belangrik. God stel in jou karakter belang. So ons identiteit is in Christus, nie in ons bediening nie. Ok. Ons bediening, hoekom sê jy dit? Hoekom sê ek dit? Kom ek sê vir jou so van. Ons bediening kan tot 'n einde kom. Ons bediening kan tot 'n einde kom. Die Here kan sê, goed, nou kom jy, of jy kom op 'n aftrede ouderdom, of hoe ook al jy daarna kyk. Dit maak nie saak nie. Of 'n mens nou aftree of nie aftree nie, maar op 'n tyd gaan jy dalk sê, goed, die bediening kom nou tot 'n einde. Maar ons verhouding met God is vir ewig. In Efesiërs 4 vers 1 dan sê hy, ek vermaan julle dan, ek die gevange in die Here, om te wandel waardig, hoor daar, die roeping waarmee julle geroep is. So daardie identiteit in Christus is 'n waardige roeping, 'n roeping wat geroepe is tot in God, in ons wandel tot in hierdie gedeelte tot wanneer God sê, goed, dit is dan nou die einde. So ons identiteit bly altyd in Christus. Christus is altyd, en ek gaan dit nou in die volgende lesing vir jou 'n bietjie meer gee, daai 12 standpunte vir jou gee, oor hoe dit gaan, maar altyd gefokus, die sentrale punt bly die kruis. Baie belangrik. Laaste enetjie, die 8ste punt, ons bediening moet in God se weë en metodes werk. Hoor mooi. As jy 'n modelkarretjie of 'n vliegtuig of 'n boot of iets bou, is baie lekker om so iets te doen. Eerstens, baie tyd. Om daai goed so perfek te bou, moet jy so tyd vat en konsentreer. Dis presies ook die bediening, hoe ons daarin moet inwerk. Ons bediening moet in God se weë en metodes werk, nie in ander dinge nie. Jy kan nie goed verander nie. Nie ooreenkomstig die wêreld se wysheid nie. Ons moet kyk wat sê die skrif. Kom ek sê gou vir jou, wat sê die skrif in 1 Petrus 5 vers 6 tot 8 vir ons? Hy sê in vers 6 van 1 Petrus 5, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Geliefdes, ek sluit hiermee af en ek wil vandag vir jou sê, God is 'n God van goddelike afsprake. Hoor mooi.
Hy is nooit vroeg of nooit laat nie. Hy is nooit in 'n haas nie. Kyk na Moses. Kyk hoe hy Moses se bediening gevat. Daar is Moses die perfekte voorbeeld waar ons gekyk het hoe hy dit gedoen het. 40 jaar lank, tydsamig. God is 'n God wat presies is. Hy's 'n presiese God. En dan kom hy vir ons, dan sê hy in Jesaja 40, en ek wil jou bemoedig en ek wil hiermee afsluit. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag op die Here. Hier is die vraag, nou vra ek, en ek weet ook hoe ons vra, want ons vra dit almal. Hoe weet ons wanneer dit tyd is om uit te stap? Hoe weet ons wanneer dit tyd is om uit te stap? Hier is jou antwoord, hoor mooi. Ons sal gevul wees met sy vrede, deur die stap te neem van geloof, en hy sal dit bevestig. Met ander woorde, hy sal vir jou hierdie innerlike vrede in jou hart gee, met die stap van geloof, omdat jy dit gevat het, en hy sal dit bevestig, of deur verskeie mense, of deur goddelike voorsienheid. Dis die God wie ek en jy dien. Oop deure vir die bediening beteken nie noodwendig dat dit deur God of deur die Here bestel is nie. Ek wil net hê jy moet iets verstaan rondom dit. As daar altyd 'n oop deur is nie noodwendig altyd dat die Here hierdie bestel het vir elkeen van ons nie. Daar is net een antwoord, hoe ek en jy dit gaan weet, en ons moet bid vir die gees van onderskeid. Daai is altyd belangrik. Wag op die Here. Hy sal jou vul met die vrede. Wanneer jy die vrede het, sal jy in die geloof stap, en hy sal dit bevestig. In Lesing 21 gaan ons praat oor die 12 kenbare punte van ware bediening. En dit is uiters belangrik. Ons gaan praat oor die 12 kenbare punte van die ware bediening. So, geniet dit saam met ons. Ek hoop jy is nog op datum, en ek hoop jy geniet dit. Vat jou tyd, kuier by die voete van die Here, kuier in die woord, doen dit noukeurig. Moet dit nie aframmel nie. Hierdie goed is nie in Engels is not 'n race, dit is 'n wedloop. Hierdie is om jouself die kennis voor te berei daarvoor. Moenie kompeteer met enige iemand nie. Moenie bekommerd wees as iemand voor jou uit is of al by 'n ander lesing is waar jy nog nie is nie. Werk noukeurig en weet en maak seker dat jy weet wat die Here vir jou beplan. Tot 'n volgende keer. Ons praat weer.